Dankie Kalina, kom ons maak gereed. Van ons Here Jesus Christus. Kyk, ek maak alles nuut. Kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat hierdie woorde hoor en dit glo. Genade, barmhartigheid, vrede word u geskenk van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Gesang 201 verse 1 en 3. Oh
Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22, verse 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely, kom ons sing Vonklied 1, verse 1 en 2. Ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons deur tot geloofsbelijdenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis
en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Laat ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom Psalm 9 verse 1 en 3. Liewe gemeente, broeders en susters in Jesus Christus. Die nagmaal vanoggend luister ons na Markus hoofstuk 14 daarvan af vers 22, die instelling van die nagmaal. Maar wanneer ons ons hande uitsteek na die woord van God, dan is ons besig met dit wat heilig is. Nie uit mense uit is, maar uit God uit. Ek wil vra dat ons vir 'n oomblik eers 'n stil gebed hê, of in die stilte sal bid, soos die profete ook die Here gehoor het, ook in die stilte. Dan gaan ek vir u voor en dan luister ons saam na die Here se woord. Maar kom ons sit eers in stilte, in die hart, in die siel, en ons bid tot die Here wat hier in ons midde is. Kom ons bid. Here, ons staan in u teenwoordigheid as u gemeente. Uit u woord verseker u ons dat waar 2 of 3 in u naam byeen is u self teenwoordig. Daarom dank ons u dat ons as mense voor u kan kom staan in al ons broosheid, in al ons menswees. Met die verwagting dat u aan ons iets sal sê, dat u deur u Gees en woord ons sal troos en bemoedig, dat u ons 'n ander uitsig sal gee op ons menswees en die lewe. En dis wat geloof is, Here, is om nie na die lewe te kyk deur ons oë en ons harte nie, maar deur u oë en vanuit u genade. En ons het genade nodig. Elke dag, elke oomblik. Want daarsonder, Here, is die lewe 'n sinlose gejaag na die dood. Daarom bid ons vanoggend vir u kerk en hierdie gemeente. En wanneer ons sê u gemeente, dan weet ons dus deur u kruis en deur u bloed dat u ons vrygemaak het. Losgekoop het vir 'n ander toekoms. Maar Here, op die pad na u koninkryk beleef ons storms
beleef ons allerlei onsekerhede. Daarom bid ons vanoggend Heer vir almal in ons gemeente, maar ook op sy wydste almal wat siek is. U weet hoe magteloos ons kan word wanneer ons siek is. En hoe vinnig ons lewe kan verander. Die een oomblik is ons so seker oor alles. En die volgende oomblik weet ons nie watter koers ons lewe gaan nie. Ons bid vir hulle, Here, wat kinders aan die dood afgestaan het. Nie net in die afgelope dae nie, maar ook in ons midde, Here. Is daar nog wonde van ouers wat hulle kinders moes begrawe. En U weet hoe diep sny so wond. Maar ons troos is dat U is die God van die lewe, U is die God van ook ons kinders. En U het aan ons en ons nageslag die belofte gemaak dat ons sal lewe, al sterf ons ook. Daarom bid ons U gee aan ons rus en vertroosting, omdat ons weet ons behoort aan U. Nie aan hierdie wêreld nie, nie aan die kwaad nie, selfs nie aan die graf nie. Wanneer ons nou ook na U tafel toe kom, dit wat U ons gegee het op daardie nag, toe U van die tafel af opstaan en na Getsemane is, en van Getsemane is U na Golgotha. En U het vir ons die tafel gegee, hierdie brood en wyn, om ons te herinner, maar ons ook te verseker, dat ons het deel aan U opstanding en U lewe. U ken ons harte en gemoed, Here. En daarom wil ons as gemeente, as gelowige broers en susters eenvoudig sê, ons is in U hande, Heer. U is die pottebakker en ons is die klei. Vorm ons siel, vorm ons lewe, sodat ons die vrug kan dra van U kruis, die opstanding. Amen. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: Neem dit, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: Dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Geseënd is elke mens wat die Here se woord hoor en dit glo en daarin lewe. Amen. Kom ons antwoord op die Here se woord en ons sing saam met mekaar gesang 354 en daar eerst in die 4de strofe.
Tyd vlieg. Verlede Sondag het hier 9 mense, jong mense gestaan. Groepie mense het hier by mekaar gekom en u kon hoor, ons kon luister na hulle antwoord op die vraag, wat ook ons vraag is, glo jy? Glo jy saam met ons, die liggaam van Christus, wat God in sy woord aan ons sê? Glo jy dit? En soos ons gebruik is, het ons verlede Sondag vir hierdie mense wat gesê het, ek glo, het ons gesê, kom dan saam met ons. Kom sit saam met ons aan die tafel van die Here. Kom deel met ons in dit. Kom deel in ons in hierdie sakrament, hierdie heilige teken wat Jesus ons gegee het, nagelaat het. En nou het ons na Markus geluister. Markus vertel, dit was die aand van die Here se verraad, voor Judas hom kom verraai het met 'n soen. En in daardie aand van verraad stel die Here die nagmaal in. En nie sonder rede hoor ons in die evangelie van Markus dat daar is 'n baie nou verband tussen die nagmaal en Jesus se lyding en sy dood aan die kruis. En dit is goed dat ons daaraan herinner word, aan hierdie innige band tussen die nagmaal en Christus se dood aan die kruis. En ons maak erns daarmee. Vir ons is die nagmaal 'n gewyde oomblik. En tog vergeet ons dat die nagmaal ons nie net herinner aan Jesus se lyding en kruisdood nie. Ons moet daarteen waak, ons moet op ons pasoppens wees dat die nagmaal net 'n begrafnismaal word. Want ons is geneig om dit te doen. Die nagmaal is nie 'n begrafnismaal nie. Dit is nie net gerig op die kruis op Golgotha nie. Dit is ook 'n belydenismaal. En dis ons hervormers se gebruik. Partykeer het ons gebruike en tradisies waarvan ons vergeet het hoekom ons hierdie gebruike en hierdie tradisies het. Wat is ons hervormers se gebruik met die viering van die nagmaal of die bediening van die nagmaal? Ons staan uit die banke op en ons stap na hierdie tafel toe en ons kom neem ons plek in aan die tafel. Het ons nie al vergeet dat as ons opstaan en kom, dat dit is 'n geloofsbelydenis. Wie na die tafel toe kom, wys iets openlik. Wie na die tafel toe kom, wys dat jy sê ek hoort aan hierdie tafel en ek behoort aan die gekruisigde en die opgestane Here. Dis die belydenis wat jy met jou tree gee, tree vir tree. Ek behoort aan die gekruisigde en die opgestane Here Jesus Christus. En daarom is die nagmaal nie net 'n begrafnismaal nie, dis 'n belydenismaal. Maar is ook 'n liefdesmaal, want ons word daaraan herinner, ons is aan mekaar gebind. Ons word daaraan herinner, so moet die mens eintlik saamleef. Nie soos wat dit in die wêreld gaan nie, so moet mense eintlik by mekaar wees.
Ja, en die nagmaal is ook 'n herinneringsmaaltyd. Julle sal hoor net nou, as ons die woorde en gedagtes van die Here herhaal, gebruik hierdie brood, hierdie wyn, tot my gedagtenis. Maar die nagmaal is nie net 'n herinneringsmaaltyd nie. Dit vat ons nie net na die kruis nie. Daar kom iets anders by en ek wil vra dat u hoor en luister na die laaste vers van ons gedeelte uit Markus. Daardie nag toe die Here verraai, sê hy die volgende: Ek verseker julle, ek sal nie weer wyn drink tot op daardie dag, wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink nie. Wat hoor ons van die Here? Die nagmaal is ook 'n toekomsmaal. Dit wys ook vooruit. Ja, dit herinner ons aan wat is daar op Golgotha aan die kruis vermag. Maar hierdie laaste woorde van die Here wys ons ook op na die koninkryk van God waarheen ons op pad is, die ryk van heerlikheid. En ons hoor dit aan die tafel. Dis nie sonder rede dat 'n bedienaar van die woord die sakrament moet bedien nie, want tussen die sakrament en die woord is daar ook 'n band wat jy nie kan losmaak nie. En as die bedienaar van die woord die brood, die sakrament uitdeel, dan hoor u, neem en eet dit, ja, doen dit tot my gedagtenis. Maar let vanoggend ook op die toekoms. Elke keer as jy van die brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig jy die Here totdat hy weer kom. Totdat hy weer kom. Ons verwag sy terugkoms. Die nagmaaltafel leer ons ook om te wag en te verwag. En is dit nie wat die hele Bybel ons leer nie? Die Bybel is die boek van verwagting, van die koms van God. En is dit nie wat die Christen se lewe is nie? Julle wat julle geloof bely het nie net bely wat julle gehoor het van God nie, maar daardie belydenis het ook iets van ons wag saam met julle. Ons deel 'n verwagting. Ons wag en verwag die koninkryk van God. Ons wag saam en verwag die koms van Jesus Christus. En in hierdie dae sal u nou hoor vanoggend ons Kersliedere meng al klaar met ons nagmaalliedere. Ons sing al klaar van die toekoms, van die koms van Christus in die wêreld en sy terugkeer na ons toe. En daarom is dit 'n geweldige oomblik om te weet dat ons vier nagmaal terwyl die Kersliedere al klink. Is dit nie wat geloof is nie? Ons wag dat die verlossing wat aan die kruis plaasgevind het en die opstanding van Jesus uit die graf ook ons opstanding sal word. En daarom sê Jesus, ek sal nie weer wyn drink, wyn van hierdie aarde nie, maar ek sal die nuwe wyn drink. Die nuwe wyn in die koninkryk van God. Die nuwe wyn, en dan hoor 'n mens die hele Bybel, die nuwe hemel, die nuwe aarde, die nuwe mens, ek sal alles nuut maak. Dis ons verwagting. Dis waaraan die nagmaal ons herinner, die nuwe mens saam met Christus. Alles sal uit die dood opstaan. Ook die wyn sal uit die dood opstaan. Die natuur. Want is brood en wyn nie maar vrug van die natuur nie. Dit kom uit die grond uit en die druiwekorrel swel uit die sonlig uit. Ek sal ook die natuur nuut maak.
En daarom het Jesus sy liggaam en bloed verbind aan die natuur, aan brood en wyn. Dis ons verwagting. Hierdie brood en wyn, hierdie liggaam en bloed is gebind aan Christus. Nie net ons siel nie, maar ons liggaam het deel aan die verlossing. Ons sal nuut wees, nuwe wyn. Dit skenk die Here in die nag van sy verraad. En hy bind brood en wyn aan sy liggaam en bloed. En nou vier ons dit. Ons vier nie net die lyding en die kruisdood nie, maar ons vier ook die opstanding en sy koms. En daarom sing ons ook Kersfees kom. En daarom staan ons op uit ons banke en loop ons na die tafel en neem ons plek in en daarmee sê ons glo. Ons glo in hierdie verlossing wat liggaam en gees verlos. Ons staan op en ons kom sit aan die tafel, want ons glo op grond van sy kruis en opstanding dat ons het ook deel aan die nuwe lewe. Ons het ook deel aan die nuwe wyn. Ons het ook deel aan die nuwe hemel en die nuwe aarde. En daar kan ek afsluit met 'n gedagte uit een van ons kerkvaders. Ons glo ook in die vrug van die kruis. Die vrug van die kruis is die nuwe lewe. Dis die opstanding van ons liggame. Dis ons nuut word met God. Dis nie net 'n begrafnismaal hierdie nie. Ons glo ons het deel aan hom wat alles nuut maak. Amen. Voor sy dood het ons Here Jesus saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê, hulle moet dit gebruik tot sy gedagtenis. En daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente. En die Here het dit aan ons gegee om ons geloof te versterk. Hierdie tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. Ons is saam by hierdie tafel byeen om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees ook by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en die wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlosse is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal. 'n Hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Gemeente, ons behoort vir ewig aan God, nie aan die wêreld en die dood nie. En daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom.
Hy is die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Want ons het immers almal saam deel aan hierdie brood en wyn. En die liefde wat God aan ons skenk, dit bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en ons het daaroor berou. Maar omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. En daarom verseker ons deelname ons aan die nagmaal opnuut dat daar vir ons genade is. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te gaan getuig van sy versoening en sy sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. Voordat ons die tafel gereed maak en kom aansit, kom ons bid eers saam met mekaar. Here, U het hierdie tafel vir ons gegee, U kerk. En dit wat aards is, brood en wyn, het U gebind aan U liggaam en bloed. Dankie dat U ons toelaat om hier in U teenwoordigheid te wees. Dankie dat U ons verseker dat U is die ware hemelse brood en wyn. Sonder U is daar nie lewe nie. Versterk tog ons siel, ons geloofsgang, Here. Gee dat ons in ons harte sekerheid sal hê, te midde van 'n onsekere wêreld, dat ons het deel aan U kruis en aan U opstanding. En wat ons hier hoor, Here, gee dat ons dit nie net in ons eie lewe sal omarm en omhels nie, maar as mense vir ons vra in wie ons glo en wat ons glo, dat ons met vrymoedigheid kan antwoord. Ons glo in U. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied op hierdie aarde soos in die hemel. Gee vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons oortredings, soos ons ook hulle vergewe wat teenoor ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Amen. Geliefdes, kom ons maak die Here se tafel gereed onder Gesang 503, daar die eerste en die tweede strofe.
Broeders en susters, die kerkraad wil die gebruik van die nagmaal so inrig dat ons graag die laaste tafel wil ons die katkesante, of julle is nou nie meer katkesante, die belydende lidmate wat verlede week hulle geloof belyk, saam met hulle familie nooi om aan die tafel te kom sit. So kan ons so reël asseblief, die laaste tafel is vir ons nuwe belydende lidmate. Ons het ook die gebruik om 'n uitnodiging terug aan lidmate van ander kerke of gemeentes wat op dieselfde belydenisgrondslag staan van die hervormde kerk, wat jy ook die vrymoedigheid het om in jou eie gemeente aan die tafel van die Here aan te sit. Daarom nooi ons ook belydende lidmate wat die vrymoedigheid het. Ons staan met die woord van die Here by sy bloed en sy liggaam. Kom broeders en susters, laat die Heer hier in ons midde die voeten verkoop. Kom sit aan sy tafel. Hier is nog so 2 sitplekke langs aan die Bina en daar op die punt. Daar by Hendrik is nog 'n plek. Nog 1 plekkie oop. Maar nie gaan julle daar op die punt sit. Broeders en susters, ons moet nie nou ons gedagtes rig op hierdie uiterlike tekens van die brood en die wyn nie. Maar wat dit beteken, die woorde wat Jesus Christus daaraan verbind het. En u het gehoor, dit is die versoening en die verlossing wat hy aan ons geskenk het deur sy kruis en opstanding. En in die geloofsbelijdenis word ons daar herinner dat hy pleit vir ons. En so seker as wat deur die brood en wyn ons liggame voed, so voed hy ook ons gees met die brood van die lewe. Die brood wat ons breek, dui op die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank dui op ons deelgenootskap aan die bloed van Christus. Drink daaruit. Elke keer wanneer julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam.
Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader, en ook, ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees. En wanneer God die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme, maar van die seun sê hy, u troon, o God, staan vir ewig vas. Met u koninklike scepter laat u reg geskied. En verder, u Here het in die begin die aarde gevestig en ook die hemel is die werk van u hande. Die dinge sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal alles versluit, soos klere sal u dit oprol, ja, soos 'n kledingstuk sal dit vervang word, maar u bly dieselfde. En u jare het geen einde nie. Kom ons sing van ons toekoms, hierdie toekomsmaal in die hemel, gesang 602, die eerste strofe hier by die tafel. Ek sal nou sommer, dankie. Dankie. Broeders en susters, by die tweede tafel wil ek ook vra as daar van u is wat nie tafel toe kan kom nie, dat u nou by die tweede tafel ook vir die diakens wys, as jy dalk in die banke die nagmaal wil gebruik. In die psalmdigter en die profete hoor ons die volgende: kom dat die Here jou voed, anders gaan die pad vir jou te lank word. Kom broeders en susters. Hier langs François is nog 2 sitplekke. As daar iemand is wat dalk hier wil kom sit nou voor ons die laaste tafel gaan bedien. Goed. Die brood wat ons breek, jy op die gemeenskap met Jesus Christus se liggaam. Eet daarvan.
Die beker van die nuwe verbond wat deur sy bloed beseël is. Hy op ons deelgenootskap aan Christus se bloed. Drink daaruit. Elke keer wanneer u van die brood eet en uit die beker drink, verkondig u Jesus se dood, sodat hy weer kom. Uit Hebreërs lees ons verder, die belofte van rus vir die wat glo. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie. En tog, sê God, sy werk sal na die skepping afgehandel wees. Want ergens in die skrif word van die 7de dag dit gesê, en God het op die 7de dag gerus van al sy werk. Terwyl hier weer gesê word, in my rus sal julle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, en soveel later by monde van Dawid gesê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Daar wag dus nog steeds 'n sabbatrus vir die volk van God. Kom ons sing die tweede strofe, Gesang 602. Mate wat verlede week hulle geloof bely het om saam met hulle familie aan die tafel te kom sit. Ek herinner julle aan die teks vir julle belydenis. Dit het begin dat julle was dooies, maar julle is lewend gemaak.
By die woorde van die gelykenis wat Jesus vertel van die verlore seun. My kind was dood, maar hy lewe weer. Kom broeders en susters. Armand, jy is welkom om daar op die punt te sit. Is daar nog 'n stoel daar so? Dan kan jy daar. Hierdie brood wat ons breek dui op ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem en eet daarvan. Die beker van danksegging wat deur sy bloed beseël is, verseker ons het deel aan die bloed van Christus. Drink daaruit. Elke keer wanneer u van die brood eet en uit die beker drink, verkondig u die dood van die Here totdat hy weer kom. Uit Hebreërs 9 lees ons, Christus is die volkome offer. Die aardse afbeeldings van die hemelse dinge moes noodwendig deur middele gereinig word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. 'n Mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met die sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag. Liefdes, kom ons sing al drie die laaste strofes van Gesang 602, strofe 3 tot 5. Kom ons sing dit.
Kom ons sit so, dan dank ons die Here. Here, hier voor U in U midde, dank ons U vir die woorde en U Gees wat by ons is. Here, ons self kan nie geloof wek nie, dit kom van U af. Daarom bid ons dat U ook ons gemeente opnuut sal verseker dat die toekoms is klaar beslis. Dat die kwaad en die boosheid klaar verloor het. Dat vir ons wag daar 'n ander koninkryk. Ons bid dat U ons gemeente ook in hierdie dae en tye sal verseker. U is met ons. En omdat U met ons is, moet die donker voor U wegwyk. Dankie dat U ons sonde gedra het. Dat U aan die kruis vir ons gehang het. En dankie dat U ook vir ons opgestaan het. En ons sterflike mense deel gemaak het van U lewe. Amen. Psalm 374, 'n kind vir ons gebore, die Bybel leer ons so, en niemand gaan verlore wat in die kindjie glo. Kom ons sing dit ten slotte. Die Here sal julle seën. Die Here sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genade gee. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.